Broers en susters, baie welkom by ons saamwees. Terwyl ons op die agtergrond krap om dinge te probeer regkry, hier is die fokus van die kamera en van julle oë. Het is lekker dat ons hier kan by mekaar wees. En ek ruik die koffie. Ons gaan lekker na die tyd net 'n koffietjie saam drink. Welkom julle by die huis ook. Ek hoop julle is veilig en gesond en dit gaan met julle goed. Ons hoop die Here versorg julle en hou julle vas. Kom ons begin die samekoms deur lied 286 saam te sing. Daarna kan julle luister en kyk hoe die Here julle laat seën. En na die seën dan bely ons geloof enigste Here, Skrifbereiding 12:3. Maar nou eers lied 286. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Vanoggend luister ons in die gedeelte van die diens waar ons laat leer hoe wil die Here hê ons moet lewe. Luister ons na die 10 gebooie. En terwyl ons dit lees, adem die God se wese. Wie is die God wat hierdie dinge sê? En wat is in sy hart wanneer hy ons leer om so te lewe? Kom ons lees dit saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons net so sit, sing ons Psalm 41 vers 4 en 5, daar is 'n bietjie beurtsang, so ons gaan dit baie geniet, dit gaan baie lekker wees. Na die lied dan gaan ons saam praat oor wat die Here wil hê ons vanoggend moet saam bid. So begin om jou gedagtes so lank daar rondom te kry en by die huis, ek hoop julle het al julle gebedsversoeke begin stuur. Psalm 40 vers 4 en 5.
Wat wil ons vanoggend op ons gebedslys sit? Ek sien hier is 2, is dit die 2 wat gekom het vanoggend? Bid vir families en waar kinders in die greep van dwelmverslawing is. Juist die week vertel 'n vrou haar obsessie met haar seun en sy verslawing haar God geraak het. En die pad wat sy moes stap om na die lewende God te kom. En 'n tweede gebedsversoek dat die Here die vinnig groeiende kerk in Indië sal bewaar van die bose, dat hulle sal beskerm van aanvalle van die regering teen hulle, en dat hy hulle sal beskerm van ander gevare en ook van die verwoesting van COVID. Dat hulle wysheid sal hê oor wat om te doen en nie te doen nie, as hulle die evangelie na baie van die klein dorpies bring, wat nog nie bereik is nie, en dat die Here die kerkie sal toerus met die Gees, en die nuwe gelowiges daagliks sal vernuwe, en die Here sy wonders sal doen, sodat sy evangelie kan versprei onder nie Christene. So, dwelmverslawing, en gelowiges in Indië. En dan is daar nog 'n versoek vir ons predikante. Goed, nog ietsie, wat het julle nog op die hart? Ja, Pieter. Goed, dankie. Wat vir my baie mooi is van hierdie, van wat jy vertel, Pieter, is, Pieter vertel van sy suster uit 'n beensiekte, 'n gebeente siekte, en toe sy nou die dag haar been gebreek het daar in April, toe het ons ook vir haar gebid, en sy het nou laat weet, deur Pieter laat weet sy dat ons moet asseblief vir die Here dankie sê, dat die Here haar nou, moet mens sê, op die been het, maar dat sy baie beter is, en dat sy weer in ons dienste kan deel. Ons sê baie graag saam met jou dankie. Wat vir my mooi is van die storie is, iemand vertel hoe hulle die Here in hulle lewe sien werk. Nee, baie mooi, baie dankie daarvoor. Nog ietsie, wat is daar nog? Wat het julle nog op die hart? Dion sê hy lees daai Vierspiewende berg in die DRC, het nou weer gespoeg, want sê mense het nou weer uitgebars, en 'n stad van 2 miljoen mense is naby, en mens kan nie dink aan die chaos van mense wat vlug. Graag vir hulle bid.
Dankie Dion. Nog iets sê, wat het julle nog op die hart? Ja. Ja. Dat hulle nie. Goed, Oscar sê, dankie daarvoor dat jy aan hulle dink, Oscar. Dat hy vra dat ons bid dat oupa en ouma nie siek word van COVID nie. Hoe 'n mooi gebed is dit. Nog ietsie, wat het julle nog op die hart? Goed, kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Here, ons wil in U skadu lewe, waar ons ook al gaan. En al hierdie hartswense wat ons vanoggend na luister, vertel van ons wens, ons hartsbegeerte, om naby aan U te bly lewe, om U die gloed van U troue liefde oor ons lewe te bly leef. Ons hoor van iemand wat daaraan verslaaf word om 'n verslaafde te versorg en te probeer red. En hoe mens eintlik eintlik 'n lyn oorsteek as mens probeer om ander mense se verantwoordelikheid vir hulle te dra. 'n Lyn wat ons self op die ou ende breek, want ons kan nie ander se verantwoordelikheid vir hulle dra nie. Dankie Here dat daar by U ook bevryding is van die verslawing om verslaafdes se verantwoordelikheid vir hulle te dra. En dat daar by U lewe is en hoop is. Vir beide die verslaafdes en vir die mense wat rondom hulle is. Here, ons bid dat U in sulke verslaafdes se lewe sal ingryp. En hulle op 'n dag sal wakker maak en te sê, nou is dit die einde hiervan. Nou is dit verby. Nou kies ek 'n ander lewe. En dat U deur die Gees hulle sal regop hou en hulle 'n nuwe pad sal wys. Here, ons bid ook vir U kerk in Indië, wat baie sterk groei. Hulle in 'n land met ander godsdienste en 'n vyandige owerheid en vyandige bure en onder die aanslag van COVID, geweldige uitbraak. Dat die kerk in hierdie ruimte so in U skaduwee sal lewe dat hulle U sal sien. Dat hulle nie net deur U skaduwee van die gloed van swaar kry beskerm word nie, maar dat hulle ook ander mense kan innooi in hierdie lewe met U in.
Ons dink ook vanoggend aan ons predikante en ons wens vir hulle dieselfde, ons wens vir hulle dat hulle in die skaduwee sal bly lewe. Waar hulle ook al gaan, so met hulle oor teen u hart, dat hulle u woorde praat. Dat waar hulle gaan, waar hulle mense aanraak, dit met u aanraking sal wees. Help hulle, Here, om uit die pad te kom, sodat u meer kan word. Ons sê saam met Pieter se suster, dankie vir beterskap, vir sterkte. Dankie, Here, dat ons saam met haar kan raak sien hoe u hand in ons lewens werk, hoe u by ons is, hoe u ons versorg, hoe u ons fisies, maar ook psigies en geestelik op die been bring en op die been hou. Here, God van liefde, waar ons ook al gaan, wil ons in die skadu lewe. Wil ons dink aan al die bejaardes, aan Oscar se ouma en oupa, maar aan almal se paas en se vriende, en se maas en hulle vriendinne, aan al die mense wat blootgestel is aan hoë risiko as hulle siek word van COVID. En ons bid dat u hulle sal beskerm, en wanneer hulle siek word, hulle sal gesond maak. Here, ons lewe is in u hande. In lewe en in sterwe is ons enigste troos dat ons nie aan onsself behoort nie, en dat ons aan u, Jesus Christus, behoort. En nie net aan u behoort sodat ons weet ons het 'n lewe hierna nie, maar ook aan u behoort omdat ons weet dat u het belang by ons lewe hier. Kom, Here, deur u Gees so naby aan ons dat u skaduwee oor ons val. Ons dink ook aan mense in die Demokratiese Republiek van die Kongo wat vlug vir hulle lewe, oor die natuurramp wat dreig. Ons lees van hierdie aardbewing, Here, van hierdie skud van die aarde, van die uitbarsting. Ons lees van storms, siklone wat opbou. En ons weet die aarde se afrol van sy geskiedenis is in u hand. Maar Here, wie is in die afrol van hierdie aarde se geskiedenis tog by ons en versorg ons en beskerm ons, hou ons in die skaduwee veilig. Ons bid, Here, vir hierdie duisende mense wat vlug, dat hulle veilig sal wees. Wanneer ons nou na u woord luister en daaroor nadink, wees deur u Gees self hier so eg en regtig, dat ons voel ons word deur u self omhels. En praat asseblief met ons woorde wat lewe wek. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Die Here se beplanning van dinge bly darem maar spesiaal.
Want vandag se tema is nou eintlik los van die Christelike kalender beplan, dat ons vandag nadink oor hoe om met die Bybel besig te wees, een van die kerndinge is wat 'n Christen doen. Nou weet ons dat die Bybel is die baie belangrike manier hoe die Gees werk, en vandag vier ons Pinkster. Maar is op nog 'n manier is die tydsberekening perfek, want ons het nou die week gehoor en besluit dat die dagstukkies, hierdie video dagstukkies wat nou langer as 'n jaar, elke weeksdag gemaak en uitgesaai is, vir nou vereers 'n bietjie gestop word. En ons weet, baie mense vertel hoe hierdie dagstukkies hulle gehelp het om in 'n roetine te kom, om tyd met die Here te spandeer, die Bybel, luister na die dagstukkies, bid. En hoe party gesinne op hierdie manier 'n patroon begin vestig het, begin leef het. So, al hierdie dinge se tydsberekening is net so dat dit saamval. Dat ons vandag nadink oor hoe 'n mens die Bybel lees. Ek het nou al baie kere die dat en die gerigtheid wat mens wil regkry met Bybel lees, baie keer dit verduidelik. En nou gaan ons vandag weer 'n bietjie konsentreer op praktiese wenke, dinge wat ek maar sommer deur die jare besef het en bymekaar gemaak het en wat ons help om te verstaan hoe om met die boek om te gaan. Die preek is natuurlik in die reeksie, as jy gaan na die skerm met die reeks, is dit die derde in ons doen. Ons het aan die begin gesê, ons aanbid, ons juig, en ons val op ons knieë voor die Here. Ons bid laasweek en vandag die woord. Kom ons lees 'n klompie skrifgedeeltes en ek gaan so 'n sinnetjie of twee sê, dis almal skrifgedeeltes waaroor ek al in die verlede hele preke gepreek het. En ek gaan net die hoofgedagte uit hierdie skrifgedeeltes weer vir julle wys. Psalm 1, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan nie met ligsinnige saamspan nie, maar in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. So die vraag is, waarmee maak jy jou lewe vol? Nee. Hy, so 'n mens, is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Om voortdurend, gereeld, langdurig jou wortels diep in die Here se woord in te laat sak. Maak dat jou lewe anders word. Dit maak dat jou lewe in kontak met God gelewe word. Wat is hierdie woord? 2, 3 tekste daaroor. Maar Hebreërs 1, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur sy seun. In Grieks is die werkwoordvorm van het in hierdie laaste dae het gepraat. Die werkwoordvorm daar is 'n manier van sê wat sê hy het dit vir eens en vir altyd gedoen. Hy het dit gedoen en nou is dit eintlik nie meer nodig om verder te praat nie, want daarmee het hy die finale sê gesê. Maar die mooi hiervan is om te sê, maar hy het met ons vir eens en vir altyd gepraat deur die Seun. Die woord, die praat van God, is verpersoonlik
in die koms van Jesus Christus. En dit sê, as jy die Bybel lees, waar jy ook al lees, as jy nie Jesus daar raak lees nie, dan mis jy eintlik die punt van die skrifgedeelte. En die volgende skrifgedeelte gaan dit nog beter verduidelik. Blaai maar om Johannes hoofstuk 1, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Nou daar's al verskeie proefskrifte geskryf oor wat die woord beteken, maar 'n baie goeie basiese verklaring van die begrip woord hier is God se selfbekendstelling, hoe hy hom bekendstel aan mense, hoe hy vir mense sê wie hy is. Nou, die woord was by God self, God, hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en dan spring ons na vers 14 wat sê, en die woord het mens geword en onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat as die enigste seun van die Vader het, vol van genade en waarheid. Verstaan julle hoe dit Hebreëse boodskap nog 'n tree verder neem, né? God se selfbekendstelling, ook in hoe hy die wêreld geskep het, word in Jesus beliggaam wanneer hy na die aarde toe kom, sodat ons, as ons na Jesus kyk, sien wie God is. Daarom sê Johannes 'n bietjie verder, in Johannes 14, Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Sien julle hoe die lyn loop, dat as ons Jesus leer ken, dan leer ken ons God die Vader, want God die Vader, of God het hom aan ons juis kom wys wie hy is deur Jesus, deur sy seun, as Jesus na die wêreld toe te stuur. Ek sê gewoonlik as ek hieroor preek, sê ek, God het homself, wie hy is, vertaal in 'n taal wat mense kan verstaan. Sodat as ons na Jesus kyk, dan leer ons God ken. En dis die doel van die woord, dit is selfbekendstelling van wie God is. Die Bybel wil nie primêr 'n boek van reëls wees nie. Die Bybel wil primêr God se autobiografie wees, waar hy vir ons wys wat hy sê en doen, sodat ons hom kan leer ken. Dis wat die Bybel is. En dit word nie net sigbaar in die woorde wat neergeskryf is nie, maar in die persoon van wie Jesus was. En op 'n manier is die Nuwe Testament na Jesus geskryf, sodat wat hulle van Jesus gesien het, nie verlore sal gaan nie, maar vir ons bewaar kan word. En daarom as ons die Nuwe Testament lees, dan bring die Nuwe Testament die getuienis daarvan ons by wat mense van Jesus geleer en gesien het. En die hele Ou Testament wys vorentoe na dat Jesus kom en hoekom hy kom. Wanneer ons sê die woord is lewend, dan lewe die woord net soos wat Jesus vandag lewe. En dan lewe die woord net soos wat sy gees vandag hier by ons lewe. Daar was 'n baie mooi foto wat ek kon kies as 'n agtergrondfoto vir die begin van die diens, wat iemand so 'n Bybel hou en die foto's van hom af weggeneem en so op 'n spoorlyn tussen geboue deur, en die foto sê, leef hierdie woord die lewe in. Maar ek het toe tog die ander foto, of tog is die ander foto gekies, is as waar daar 'n lyf as het ware uit die teks van 'n boek kom. 'n mens wat met die teks besig is,
persoon in die teks omhels. En dis hoe ons met die Bybel moet besig wees. Ons moet so met die bladsy en die letters werk, dat die woorde, die persoon van Jesus vir ons lewendig maak, en ons hom omhels. Nog 2 skrifgedeeltes. Petrus, julle is immers weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Dit is hierdie lewende vergestalting van wie Jesus is in die boodskap van die Bybel, soos wat die Bybel dit bring, wat daar lewe is. Nog 'n skrifgedeelte, die woord van God is lewend en kragtig. Dan is dit soos 'n skalpel. Dit dring in tussen gees en tussen siel en gees, tussen gewrigte en murg. Dit beoordeel bedoelings van die hart. En dan in vers 13 staan daar, en dit het groot waarde om 'n klomp goed in ons lewe te doen en te verander. Julle hoor die Bybel of die woord van God of die Bybel is die neergeskryfde rekord van wie Jesus was. Die Ou Testament wys na hom toe. Die Nuwe Testament getuig die mense, ons het dit van hom gesien, en deur Jesus in die Bybel te ontmoet, leer ons God ken. Want God het hom deur Jesus invertaal in 'n taal wat ons verstaan. En nou het hy sy gees gestuur om ons harte te verlig, sodat ons Jesus sal raak sien en hom sal verstaan. Tot sover 'n kort opsomming van 'n klomp preke wat ek al oor hierdie onderwerp gepreek het. En ek wil weer soos verlede week 'n klomp praktiese opmerkings maak. Ek wil sê, daai beeld van die boom by die water, nee, dit is maar goed as 'n oue patroon het, 'n ritme het. Soos wat Grendeltyd vir baie van ons gevestig het laas jaar om in die Bybel te lees. En dat jy tyd skep, net soos ons laasweek gesê het, tyd vir gebed, dat jy tyd skep, dat jy met die woord besig is, en dat jy 'n gesprek saam met laasweek se preek met die Here sal hê. En dan pas dat ek laasweek gesê het om die Bybel te bid, pas dan nou ook hierin, om die woorde van die Bybel in te asem, net joune te maak, en in hierdie gesprek met God te hê. Psalm 23, ek het laasweek ook 'n voorbeeld geneem, as ons bietjie verder in die Psalm aflees. Here, hier wag weer vir ons land 'n dal van swaar kry en donker en dood. Maar ek wil graag agter u bly loop, sodat u my hier kan deurlei, en dat u die mense rondom my hier kan deurlei. Julle hoor hoe vertaal ek die lees van die teks na gebed toe. Dis 'n lekker manier om met die Bybel te besig te wees. En net soos met gebed laasweek, probeer die Bybel in 'n ander taal lees, of in 'n ander vertaling, een wat se woorde nie meer vir jou so bekend is nie, dat jy moet dink, wat beteken die woorde? Dit maak dit lewendig. Mens hoor niet, mens breek deur die klisjées. Probeer 'n slag om vir 'n jaar lank die Bybel in 'n ander taal te lees. Soms is dit lekker om te gaan sit en 'n lang stuk te lees, om 'n hele Bybelboek deur te lees op 'n Sondagmiddag. Het jy dit al probeer? En as jy kyk na die boek Markus, dan sit maar 'n paar bladsytjies in die Bybel. Mens lees hom maklik op 'n Sondagmiddag deur, om 'n slaggie die geheel prentjie te kry, om die groot beeld te kry. Gebruik dalk Bible Project se videoetjies om eers te sien hoe die boeke mekaar sit, en lees dan die boek in geheel op 'n Sondagmiddag deur.
Daar is by YouVersion se app is daar lekker Bybelleesprogramme wat dalk langer projekte is om deur die Bybel te lees. En daar's ook by YouVersion is daar ook geleentheid om die Bybel te kan luister. So laai daai vir jou op jou foon af en as jy werk toe ry en die verkeer vassit, sit die klank aan in plaas van die radio en luister. Nee, laat die woord oor jou gaan, laat dit jou vol maak, laat dit jou vol. Maar buiten hierdie groot Bybel lees, hierdie groot stukke lees, is daar ook om die Bybel in diepte te lees. Nee, en daarvoor het 'n ou lekker hulpmiddele. Ek is baie ten gunste daarvan dat 'n mens met die Bybel self besig is en nie op die ount met boeke wat rondom die Bybel is besig is nie. Maar wanneer jy moet boeke kies vir jou naslaanwerke liewerste as storieboeke. Kies vir jou naslaanwerke liewer as dagstukkieboeke. Nee, want 'n dagstukkieboek het met die boodskap van die Bybel reeds gekou en nou gee hy vir jou fyn gekoude kos, purity, babakos. Nee, daar's vandag se lepeltjie purity. Nee, is 'n dagstukkie. En terwyl ons wil leer as ons wortels by die rivier staan, dan wil ons leer om met die Bybel besig te wees en die kos self te kou. Nou, dis wat ons wil leer en daarvoor het ons dikwels gereedskap nodig. En die Bible Project video sal ons daarmee help, maar daar's ook ander boeke, meer naslaanboeke en ek het nou sommer 2 saamgebring. Hulle is nou redelik dik. My dogter het my 'n ruk terug van hierdie boek vertel, Unlocking the Bible, van David Pawson, wat 'n Bybelboek vat, en dan julle weet, baie keer, soos byvoorbeeld in die Bybellennium, is nog so 'n tipe boek. Die boeke het dikwels, hulle het 'n stukkie wat vertel waar die boek vandaan kom, wie hom geskryf het, hoekom dit geskryf is, wat is die hooftemas van die boek. Pawson se boek doen nogal dit. Hy neem elke Bybelboek in die Bybel en dan sê hy, wie is die skrywer, hoekom het hy dit geskryf, wat wou hy reg kry, wie was die mense wat dit moes hoor, waarmee het hulle gesukkel, hoekom moes hierdie boodskap vir hulle kom, en dan gee hy so 'n geheelbeeld oor die boodskap. So, dis 'n lekker boek om die dekor vir die vir 'n Bybelboek te kry, en die boek is nie so baie duur nie. En dan die Bybellennium is meer die Bybellennium het so 2 bladsye sulke kommentaar, agtergrond kommentaar oor waar die boek vandaan kom, waar Pawson nou 'n bietjie langer oor skryf, en dan is die Bybellennium se klem daarop om eintlik gedeelte vir gedeelte te verklaar. Ja, is 'n lekker bron wat jy het om in die teks in te kom. Die nuwe vertaling, die 2020 vertaling, geniet ek veral nie noodwendig oor die vertaling nie, dis so die 53 vertaling en bietjie meer moderne taal. Die styl is in die 53 vertaling, maar die taal is bietjie meer modern. Maar wat ek veral in hom geniet is die voetnote. Daar's lekker verwysings na skrifgedeeltes, hierdie vers herinner daaraan. En daar word partykeer ook gesê wat 'n woord beteken en so daar's nogal 'n bron van inligting. Hulpmiddele rondom die Bybel, om die Bybel dieper te kan lees. Dan wil ek sê die sleutel, die lopersleutel waarmee jy enige Bybelteks oopsluit. 'n manier, 'n metode van Bybel lees. Die lopersleutel waarmee jy enige teks oopsluit, het net 2 basiese vrae. Hoe leer ek God in hierdie skrifgedeelte ken? Wat wys hy van homself vir my? Wat sê hy? Wat doen hy? Hoekom doen hy dit? Hoe leer ek hom ken? En die tweede vraag is, maar wat se betekenis het dit vir my dat God so is? Nou, as jy daai 2 vrae, jy kan na die 10 gebooie met daai 2 vrae gaan, jy kan na
Jy kan na geslagsregister met daai 2 vrae gaan. Hoe leer ek God hier ken? Wat wys hy vir ons? Hy is getrou van geslag tot geslag, dis wat hy wys. En wat wys hy van my? Ek is nie noodwendig so getrou nie. Ek dwaal af, my oupa Grootjie was maar 'n rakker en ek hoop my seun gaan die pad kry, maar God bly getrou, van geslag tot geslag. So, hoe gaan ek daarop antwoord? Wel, ek gaan die Here se getrouheid spieël in hoe ek my kinders grootmaak en met die mense rondom my lewe. Jy kan enige teks met hierdie 2 vrae oopsluit. Die moeilikste teks in sê nou maar Openbaring. As jy nou nie die beelde en so mooi lekker alles verstaan nie, dan vra jy maar, wat leer ek van God ken? Maar hy die boekrol in die hand, hy rol dit af. En wat beteken dit vir my? Ek is veilig. So as hier van 'n draak gepraat word en die draak my bang word, dan is dit ingebed in hierdie wie God is en hoe ek daarop antwoord of hoe dit my reageer. En daai is die lopersleutel waarmee enige slot in die Bybel kan oopsluit. So, wanneer jy nou Bybelstudie wil doen en jy het bietjie tyd, dan gaan ek nou 'n langer metode vir julle wys. En 'n deel van die metode maak ook dat mense dit in 'n groep Bybelstudie kan gebruik. Kan jy daai, ek weet nie wat sy nommertjie nie, 11, ja, dis hy. So, daar is die lopersleutel, hier so klein geskryf, so asof dit met die hand geskryf is staan, daar is die lopersleutel, die Here is en doen, en daarom is en doen ek. Dis die lopersleutel. Maar dan as jy 'n bietjie verder wil gaan, dan moet jy jou oë buite jouself draai, want dit is nie net jy op hierdie aarde nie. Die Here wil deur jou ook mense rondom jou raak. En die volgende scene hier, page down. Vir wie het my nou amper gebal. Wel, daai is die punchline aan die einde van die preek. Dit was nie 'n skimp dat ek vinniger moet gaan nie, maar die volgende ding wat jy doen is jy kyk buitentoe. Jy sê, goed, nou het ek en die Here het mekaar nou ontmoet. Hy het vir my iets van homself gewys en dit het my gemaak dat ek op 'n sekere manier nie begin dink en nie begin lewe. Maar om dan te sê, maar die Bybel bring my om ook op te kyk en na die wêreld rondom my te kyk en te dink, maar wie wat ek ken het ook die boodskap nodig? Wie wat ek ken het nodig om die Here op hierdie manier ook te ontmoet? Dis nogal 'n goeie vraag, mens maak mos so as 'n ou na 'n preek luister, dan dink jy, ek wens my sussie hoor dit. Mens maak so as 'n mens na 'n preek luister. Maar om daai gevoel van iemand anders het 'n boodskap nodig om dit te deurdink voor die Here en te sê, maar hoe gaan ons dit vir die mens gee op 'n mooi manier dat die mens dit hoor? Nie. Dan gaan my sussie reageer daarop, maar op 'n mooi manier. Hoe bring ek hierdie boodskap vir wie? Wanneer, Here, hoe gaan U vir my in die week 'n geleentheid met daai mens skep om iets hieroor te kan getuig? 'n goeie manier om die boodskap te bring is om te sê wat die boodskap aan jou gedoen het. En dan moet die Gees maar self van daai ou dit laat klik, maar dalk wil die Here dit vir my ook sê. Maar om net buite jouself te kyk, en dit gaan normaalweg spontaan in gebed. Here, dit is wie U is, dis hoe U my verander, en ek wens dat U die mense rondom my ook sal aanraak, en my sussie sal aanraak. Maar dat jy nie net met jou geloof en jou besig wees
met die Here net met jouself besig bly nie. Maar dan, die metode kan eintlik baie goed, maar kan eintlik goed in 'n groep werk, as 'n groep hierdie formaat het. 3 dinge wat 'n ou in die groep kan doen om in die teks in te kom. As jy die teks op 3 vlakke lees, jy laat 'n persoon hom lees. Nee, maar gewoonlik as 'n ou 'n teks net gelees het, dan het mense hom net die woorde daarvan gehoor, het nog nie ingegaan nie. En om dan te help om die teks te laat ingaan, om dan te sê, goed, wie wil vir ons so naby as moontlik presies vertel wat staan in die teks? So naby as moontlik, soveel detail as moontlik. Nee, maar die derde keer as jy dit by 'n groep vra, dan het die mense so begin luister. Nee, en dan het hulle begin om dieper te lees. Nee, en dan herhaal iemand dit naby en dan sê jy iemand anders, ja, maar daar was nog dit en dit en dit. En so word die ouens meer betrokke by die teks en dan 'n volgende vraag wat dit nou nog dieper in die betekenis ingaan en sê maar wat dink julle beteken die teks? Nou, so dan is jy nou nog dieper en dan kan jy daarna, dan het jy nou met die teks het jy dan gewerk, dan kan jy daarna sê maar hoe leer ek die Here hier ken en wat sê dit vir my? Nou, nog 'n laaste wenk by so 'n groepsamekoms. Iemand het baie mooi hieroor geskryf. Hy sê jy maak net soveel vir die Heilige Gees oop as wat jy vir die mense rondom jou oopmaak. Jy maak nie dieper vir die Here oop as wat jy vir die mense rondom jou oopmaak. Nou as jy eintlik 'n privaat mens is, as jy eintlik net in jouself gekeer is, ek sê nie dat jy nie vir die Here oopmaak nie, maar in 'n groepsgesprek skuif die vlak van ons gesprek oor wie die Here is na 'n dieper vlak as ons eers dit gebruik om met mekaar besig te wees en voor mekaar oop te maak. So 'n baie goeie vraag om aan 'n begin van 'n groep te vra is, wat het die Here die week met jou gedoen? Of wat het jy die Here die week sien doen? Nou wat iets van 'n geloof, visie op die wêreld en die praktyk van my lewe bymekaar sit. Nou, en dat mense begin om ietsie wat bietjie aan die onderkant van die oppervlak lê, iets wat jy nie sommer met enigiemand deel nie, sal sê. Want die oomblik as jy deur daai lyn gaan van ek deel ietsie dieper, ietsie meer blootstellend, dan raak die hele gesprek sodat ons voor die Here ook dieper ietsie meer blootstellend met mekaar praat en met die Here praat en bid. En dis waarvoor mense maak. So hoe mense mekaar in die begin groet is nogal belangrik. Hoe mense al vermik om dieper met mekaar te deel. Ek wil hieroor net die wenk gee. Ek het nou hierdie week weer met 'n persoon gepraat en in die gesprek het daarna gelei en toe het ek weer Brené Brown se Power of Vulnerability gaan luister. En hoe my tone krol altyd van lekker kry om as die wetenskap 'n groot nuwe ontdekking maak en dit bevind eintlik maar wat ons nog heeltyd in die Bybel weet. Nou, wat weet ons in die Bybel? Mense gaan op hulle knie en hulle stort hulle diepste binnekant voor die Here uit en hulle het die moed om dit op skrif te stel dat ons 2000 jaar, 4000 jaar, nee ek jok, 3000 jaar later nog van Dawid se sonde en sy hart se binnekant kan lees daaroor. Nou, maar hy het sy weerloosheid maak hy sigbaar. Nou, en die krag daarvan om mense weerloosheid sigbaar te maak in die skep van betekenisvolle verhoudinge. Gaan kyk daai video. Maar daar's 'n sleutel vir Bybel lees wat ek begin het by die bou van die kern en hoe dit meer prakties gevolge het en hoe mense dit in 'n groepsgesprek kan.
Wat is die wins daarvan om saam Bybel te lees? Oeg, daar is meer mense wat meer insigte en nuances na vore bring. Mense groei saam. Daar is samesyn en daar is toerekeningsvatbaarheid. Ek sluit af en ek som op. Die Bybel, die geskrewe woord is die venster op Jesus. En deur Jesus leer ons God ken. Wie hy is, wat hy doen en hoe wie hy is my verander. Die groot uitdaging wat ons het, nou dat hierdie dagstukkies voorlopig 'n bietjie ophou, is maar die ou ding van nou dat daar nie meer vir ons 'n visie in die dag gegee word nie, kan ek my eie visie vang. Dis die ou uitdaging en ek wil jou aanmoedig om met hierdie dinge in gedagte, as jy die goed nie kan onthou nie en dit weer wil hê, gaan kyk hierdie YouTube video en fast forward hom tot waar jy hierdie prentjie op die skerm het en dan maak jy 'n screenshot daarvan en jy maak dit jou wallpaper, dat dit jou manier van lewe word. So, probeer om jou geblikte visie wat jy gekry het, te verander om vir jou elke dag self 'n visie te kan blik. Dit is 'n baie belangrike vaardigheid, dit is 'n volgende tree. Want so staan 'n mense wortels in die woord. As jy dieper met die woord besig word. Van hy nou die punchline. Teologiese professore wat hulle geloof kwyt is, want die letters het op papier gebly. Maar as die woord in jou mond en jou hart is. Dus as 'n mens die versies rondom hierdie teks en die gedeelte in Deuteronomium 30 waaruit hierdie woorde in aanhaling is, lees, dan bedoel die woorde om te sê, die Here se boodskap is nie op 'n berg of ver of in die hemel waar mense dit moet gaan haal nie. Vir ons wat sy boodskap gehoor het en daarmee gewerk het, leef dit in ons hart. Ons glo Jesus het uit die dood uit opgestaan en ons praat daaroor, ons getuig daaroor. Maar ek hoop ek het julle net soos laasweek lus gemaak om saam met te bid. Ook die Bybel in die hand en te sê, Here, kom ons praat met mekaar. U praat deur die woord en dan gesels ons verder in gebed. Amen. Ons gaan nou sing terwyl ons so sit, lied 177, 3 keer met beurtsang. Jesus groot bo almal, lewende woord. En na die lied dan gaan ons saam bid. Ja, en dan sal ek daarna sê wat sal ons dans. En terwyl ons net so sit.
Here, help ons om in ons lewe tyd te maak en gereelde tyd om ons wortels in u woord te laat inskiet, ingroei. En werk deur u lewendmakende Gees in ons, sodat die gestalte van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser, die lewende woord uit die letters van die teks sigbaar sal word. En ons, hy en ons mekaar omhels in 'n persoonlike ontmoeting. Maak ons, Here, lief vir u, omdat ons verwonder aan wie u is. En help ons om in Jesus die taal te hoor en die taal te lees wat vertel wie u is. Gryp ons harte deur u Gees aan. Maak ons nuut. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. En ons sing nou lied 107, daarvan 4 verse, daarna die seën en daarna dank die Heer, lied 529.
Die genade van ons lewende Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal verseker met julle wees. Amen. Ek het hier voor 'n paar maskertjies. Iemand se kindertjies het dit gedoen. Vir ons 'n laggesiggie op maskertjies gemaak, sodat ons bietjie kan pret terugsit in hoe ons met die lewe en die tyd waarin ons leef omgaan. As jy 'n maskertjie wil hê wat deur 'n kind gemaak is, kom haal hom. Maar ons moet hom net reg omdra, anders dan lyk dit snaaks. So jy is welkom om vir jou maskertjie te kom haal. Los asseblief my boeke. Koop gerus jou eie naslaanboeke wat jy weer en weer kan gebruik. En nie 'n boek wat soos 'n storieboek is, jy lees om 'n slag deur en jy hoef hom nooit weer te lees. Die kollekte gaan vandag vir die suidelike streeksynode waaruit onder andere, nou 'n bietjie van hulle kostes as ons moet vergader, dan word dit daai betaal, maar groot dele van die kollekte gaan eintlik ook om kerke wat finansiëel sukkel in die suidelike streeksynode by te staan en te help. En daarso is maar 'n paar sulke kerke. So snapscan teen die deure op die skerm, bankbesonderhede, julle weet wat om te doen. So die dingetjies wat ons doen word nou al meer, né? Ons lewe met ons hande in die lug en ons lewe op ons knieë aanbiddend. En ons praat met die Here en ons luister wat hy sê. Klink vir my nogal 'n lekker storie. Geniet dit en bly asseblief veilig. Die getelle tel nou vinnig op. Draai daai skroef van veiligheid net weer bietjie sterker op. Daar is wel vanoggend koffie gemaak. Nou,
kry vir jou 'n koffie so skoon as moontlik. En moet nou nie jou masker afhaal en dit drink en die wasem blaas waar jy naby aan 'n mens is nie. Nee, staan maar 'n bietjie op sy as jy jou koffie drink. Wees maar 'n bietjie veilig. Maar hulle is daar, die koffie geniet dit.